Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Ons is vanmôre by mekaar rondom die Here se woord om hierdie mooi dag in sy naam te kan begin. Ons is nog besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons verder met hoofstuk 18 en ons gaan vanaf vers 9 enkele verse lees. Ek is Dominee Adriaan Swart. Die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe en hulle daarin verlustig het, sal huil en te kere gaan oor haar, wanneer hulle die rook sien so sy verbrand word. Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word, en sal sê, hoe vreeslik, die groot stad Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Goue goed en silwergoed, edelstene en parels, fyn persklere en helder rooi syklere, allerhande skaarsoorte hout, allerhande dinge van ivoor en allerhande dinge van dierhout, van koper, van yster en van marmer, kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater. Die sakemanne wat met hierdie goed handel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê, hoe vreeslik, die groot stad uitgedos in fyn klere, pers en helderrooi en opgetooi met goud, edelstene en parels. In een oomblik is soveel rykdom verwoes. Al die skeepskapteins en almal wat ergens heen vaar, die matrose en almal wat van die see lewe, het ver weg gestaan en het geskreeu toe hulle die rook sien, so sy verbrand word. Hulle het gesê, watter stad kan met die groot stad vergelyk word? Hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskree. Hulle het gehuil en gekerm en gesê, hoe vreeslik, die groot stad, almal wat skepe op die see het ryk geword van haar skatte. In een oomblik is sy verwoes. Verheug jou daaroor hemel, en julle gelowiges, apostels en profete. God het die oordeel, waarmee sy julle getref het, oor haar voltrek. Toe het 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meulsteen, gevat en dit in die see gegooi en gesê, so, met geweld sal Babylon, die groot stad, neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer kry nie. Babylon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak is. Net tot sover. Broeder en suster, die konings wat allerhande onheilige verhoudings met Rome gehad het en in goddeloosheid saam met hulle bestaan het, is diep ontsteld oor die stad wat tot niet gegaan het. Die eens magtige Rome sal in 'n enkele oomblik vernietig word. Die mense wat die ekonomiese mag in hulle hande het, sal treur as hulle Babylon tot 'n val sien kom, want dan sal hulle nie meer hulle self soos voorheen kan verryk nie. Die handelaar sal ook treur, omdat Babylon hulle beste kliënt was. Ja, die matrose sal nie meer hulle goedere daar kan aflaai nie, want daar sal niemand wees om dit te koop nie. Die vernietiging van die bose stelsel sal almal wat daaruit voordeel getrek het, ingrypend raak. Niemand sal ongedeerd van die val van die Babylon afkom nie. Dit is die straf, broeder en suster, vir die goddelose wêreld wat weier om met God rekening te hou, wat weier om hulle tot die Here te bekeer en hulle self net wil verryk met wêreldse dinge en God nie in die hart en in die oog hou nie. God se kinders mag nooit net ter wille van die materiële dinge lewe nie. Nee,
Hulle moet gedurig op hulle hoede wees teen gierigheid en manipulasie, omdat dit altyd 'n gevaar sal bly. In die ewige lewe het slegs die geestelike dinge werklik waarde. En die Here sê reguit dat gierigheid sonde is. Ook die seelui treur oor hulle eie verlies aan besigheid met Rome. Hulle het die stof op hulle koppe gegooi as 'n simbool van rou. God het in 'n oomblik die goddelose netwerk tot niet gemaak. Dit is die gevolg van hulle sondige bestaan om God nie te aanvaar nie. Die hemel word opgeroep in ons teks van vanmôre om te juig oor die regverdige voltrekking van God se oordeel. Die stad Rome se bestaan self het so stil geword soos 'n klip wat op die seebodem lê. Kunste, kultuur, ambagte en feeste het in 'n oogwink verdwyn. Rome het stil geword na God sy oordeel oor hulle uitgespreek het. Die engel gooi 'n baie groot klip, so groot soos 'n meulsteen, in die see, om die finale val van Babylon te demonstreer. Volgens vers 23 en 24 was Babylon veral skuldig aan 3 misdade. Ekonomiese baasspeelery deur die sakemanne, misleiding van die nasies deur bedrog en korrupsie, en moord op die profete en op die gelowiges. Aan hierdie misdade en aanklagte is Babylon skuldig, en sy verdien om deur God se oordeel vernietig te word. In vandag se terme kan ons sê, die hele wêreld is die Babylon. God roep alle mense vanuit die sonde en elende om in hom te glo. Maar as mense besittings meer liefhet, as ook geld en mag, en weier om Jesus Christus, die koning van hulle harte en die redder van hulle lewe te maak, sal hulle God se oordeel ontvang, net soos die stad Babylon. Kom ek en jy maak seker as kinders van die Here, dat aardse dinge nie vir ons belangriker as God is nie. Kom ons dien die Here met oorgawe, ons glo in hom, ons wees lief vir hom, ons leef vir hom, en ons wees gehoorsaam aan sy woord, en bou saam aan sy koninkryk. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader, dat ons in hierdie nuwe dag u naam kan aanroep in gebed. Ons buig voor u genade troon neer, om alle lof en eer aan u te bring. U is soewerein, u is almagtig, u is ewig. Maar dankie Here dat ons ook deur die Bybel vir u leer ken het as 'n genadige God, wat nie behaat in die dood van die sondaars nie, maar daarin dat ons sonde voor u sal erken en sal bely, en vergifnis daarvoor sal ontvang. Seën vir ons hierdie dag, Here, werk in ons harte deur die Heilige Gees en bevestig u woord in ons lewens. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.